Hierdie Saterdag, die 21ste Maart, pak Sean Leach 'n ongelooflike uitdaging aan. Hy gaan omtrent 2600 km op 'n bergfiets aflê van Beitbrug tot by Blouberg en dit alles vir 'n baie spesiale saak, om fondse in te samel vir Paws Haven Animal Shelter. Die projek staan ook bekend as Hope on Two Wheels en dit gaan nie net oor kilometers nie, maar oor hoop. Sean, goeiemôre, good morning en hartlik welkom aan jou. Goeiemôre, dankie dat julle my genooi het. Goed, Sean, 2600 km is nie 'n klein uitdaging nie. Wat maak die rit anders as voriges? Ja, dat so stel, niemand het dit al tevore gedoen nie. So die punt is om op die verste noord na die verste suid van Suid-Afrika te ry. So hoe kan ek sê, dit moet uitstaan en dis die enigste manier ook om, hoe kan ek sê, bewusmaking te maak vir die doel waarvoor ek het te doen of ry en dit ook. En die groot ding is, jy ry deur meestal van die verskillende provinsies, so elke een het sy eie uitdaging van terrein, weer, wind, al daai tipe goed ook nog by. So ek wil amper sê, actions speak louder than words. So en ek glo dis een manier wat mense kan sien, nie net vir Paws Haven, maar ook vir, hoe kan ek sê, vir enige hulle plaaslike dierebeskermingsorganisasie of dit te kan ondersteun. Sean, ek stem heel hartig saam met jou. Alles vir ons dierekinders. Nou, maar jy ry hierdie keer sonder 'n ondersteuningsvoertuig. Hoe lyk jou beplanning vir iets so intens? Ja, so is eintlik maande se beplanning ook. So 'n mens moet nou dink, okay, as 'n mens, kom ons sê, 'n mechanical probleem het langs die pad. So al daai benodighede moet jy saamdra. Natuurlik, mense is onseker, kyk, waar gaan jou, kom ons sê, voeding vandaan kom, soos kos deur die dag, daai tipe goed. So mense moet altyd kyk na daai tipe goed. Kyk, ek gaan in geval ekstra kos saamvat, energy bars, jou energiedrankies, al daai tipe goedjies ook. En natuurlik die fiets opstel, wil ek ook amper sê. Het is nie 'n gewone, kom ons sê, bergfiets wat jy net op klim nie. Daar is 'n bietjie modifications wat gedoen is en dit ook om dit gemakliker vir my te maak op die pad en dit ook. Nou, jy het 'n baie persoonlike storie met Paws Haven. Ek wil graag hê jy moet hierdie storie met ons deel. Okay, so ja, dit sal my hondjie wat baie naby aan my hart is, haar naam is Gemma. En ja, toe ek al is 'n paar maande wat ek al gehad het, toe kry sy katgriep en dit. En meeste van die mense het ook sê nee, is verby, dus sy gaan dit nie maak nie. Maar Paws het ingetree, hulle het 'n bloedoortapping gedoen en dit sê, luister, dit kan werk, maar hulle kan nie garantie nie, maar jy kon sien die hart, hulle het alles in hulle vermoë gedoen om te help. En op die einde van die dag, sy is deurgedruk, sy is nou 7 jaar oud, en ek wil sy lê eintlik hier langs my eintlik. So, ja, sy oralste, as ek werk toe gaan, sy volg my, ja, so vir daai doel, nee, ek bedoel, en jy kan sien die werk wat hulle doen ook, jy kan sien die passie agter hulle aan. Hulle het 'n hart vir diere, is nie net mense hulle is net daar om daar te wees nie. Hulle doen dit vir die liefde daarvan. Ons wens ons kon nou vir Gemma gesien het, maar ons wil haar nou nie lastig val nie. Ek wil terugkom by die rit. Ek bedoel, jy moet elke dag omtrent 200 plus kilometer ry. So, my vraag is, hoe druk 'n mens deur op daardie dae wat jou lyf net nie saam wil werk nie? Ja, dis die groot ding is, ek het ook Saterdagoggend toe ek wakker word en dink, toe besef ek hoe naby is die tyd ook. En toe dink wat ek myself nou weer ingelaat voor. Maar ek moet sê, dis een van die doele agter my rit, of die belangrikheid om 'n doel agter jou rit te hê. Die dae wat dit moeilik is, dan besef ek en dink, hoekom ek dit doen? Ek doen dit nie vir myself nie, daar's ander mense, ander diere wat ook betrokke is en dis die groot rede hoekom ek dit eintlik doen en dit ook.
So ja, ek wil amper sê, en dan natuurlik, ek weet waar my krag vandaan kom ook. So, ja. Goed, nou buite net hierdie fondse wat ingesamel word, nê, wil ek ook hê jy moet vir ons sê wat hoop jy sal Hope on Two Wheels bereik? So ja, soos genoem in die begin, bewusmaking, ook op die einde van die dag, na my hele toer klaar is en dit, ek sal graag hê, hoe kan ek sê, die bewusmaking moenie net daar eindig nie, dit moet aangaan. Dis amper soos as ek dit so kan stel, hierdie rit is half 'n awakening weer. Dat mense weer kan besef, luister, as hulle honde of hulle diere weg is, wie is die eerste ouens wie hulle altyd bel? So altyd of SPCA of PAWS en dit. So ek wil amper sê, ja, mense moet hulle ondersteun elke maand. Nie net deur, kom ons sê, my rit op die einde van die dag nie. So ja, dit is my groot doel. Goed, so hoe kan mense prakties betrokke raak? So daar's verskillende maniere op kom ons sê my besigheid se of kom ons sê die Two Cycles se kom ons sê Facebook page. Ons het ook Paws Haven se Facebook page. So ja, daar is wil ek amper sê daar is besonderhede wat en natuurlik met daar is 'n link wat hulle kan klik wat na WhatsApp groep toe gaan waar hulle my kan volg, so ek ry ook met 'n live tracker ook. So mense kan sien waar ry ek, hoe vorder ek, daai tipe goedjies ook en dan elke dag gaan ek ook wil ek sê video's en foto's aanstuur en dit ook van hoe die rit gaan en dit ook. So ek wil ook hê die mense moet betrokke voel of deel voel van my hele rit en dit ook. Sean, ek neem aan ek moet vir jou sê hou wiele hou. Ons wens jou baie sterkte toe en dankie vir dit wat jy doen. Ek dink jy inspireer ons om ook 'n verskil te maak veral wanneer dit kom by diere. So baie sterkte, hopelik gesels ons weer in die toekoms. Nou ja, van fietsry tot skaatsplankry, bly ingeskakel want Arnold gesels net hierna met een van die top jong skaatsplankryers. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning.